me up, and now I'm a conqueror. There was freedom found in his name, his blood running through my veins, and he lifted me up into the wonder. Yeah, the fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose, set it free. We dance 'cause we've been redeemed. Can you hear it loud as we sing? Awake and alive, we live in the wonder. The fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose, and set it free. The power of his name, it cannot be contained. Unlock the praise, let loose. Boundless grace, love untamed, I will sing and shout his praise. Boundless grace, love untamed, I will sing and shout his praise. Boundless grace, love untamed, I will sing and shout. The fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose. The fullness of my King, alive in me to sing. Unlock the praise, let loose, and set it free. The power of his name, it cannot be contained. Unlock the praise, let loose, and set it free. Hallo Brooklyn Campus. 'n baie geseënde Moedersdag. En dit kom hier uit die Simons se huis uit. Geseënde Moedersdag aan alle mammas. Hi Brooklyn Campus, van my kant af wil ek net sê vir elke ma geseënde Moedersdag. Hallo Brooklyn Campus. Gelukkige Moedersdag van die Bravenboere. Hallo Brooklyn, geseënde Moedersdag van die Ashers. Hallo Brooklyn Campus, van my en Marlene, 'n baie geseënde Moedersdag. Hi Brooklyn Campus. Gelukkigste Moedersdag van die Steffense. Hallo Brooklyn Campus. Gelukkige Moedersdag vir elke moeder daar buite. Mag julle 'n geseënde dag hê van ons, TJVR. Gelukkige Moedersdag van die Boysons. Hallo Brooklyn Campus. Ons wil net van die stad se kant af vir al die mammas daar buite. Dis nie mammas daar buite nie, dis Kalina daar buite. So vir al die mammas daar binne wil ons net sê gelukkige Moedersdag. Gelukkige Moedersdag. So hierdie gaan 'n baie spesiale diens wees vandag hier op Moedersdag. Ons het 'n gasspreker met die naam van Lindy Strydom en ons gaan ook 'n spesiale liedjie met jou deel. So kyk reg tot op die einde dat jy niks mis nie. Maar nou wil ons sê as jy dalk 'n enkellopende mamma is, komende Vrydag moet jy hier by ons kampus vir jou 'n geskenkie kom afhaal. So kyk gou na die volgende video om inligting vir jou te gee oor hoe dit gaan werk. Terwyl die wêreld stil staan en niks normaal is nie. Hou 'n mamma se werk nooit op nie. Inteendeel, dit word net meer. Daarom op hierdie baie unieke Moedersdag, 10 Mei, wil ons elke enkel mamma op 'n baie unieke manier bederf. Ons sal jou graag wou nooi na 'n spesiale bederfdag, maar ons kan jou miskien bederf op ons eie unieke manier.
Ons het 100 pakkies om ons enkel mamas mee te bederf. Al wat jy moet doen is om te gaan registreer op Doxadeo Brooklyn se webwerf en jou pakkie te kom afhaal by Doxadeo Brooklyn Campus. Jy is ons meer werd as enige bederf en ons wil jou so graag laat spesiaal voel want daar is niemand soos jy nie. Ons kan nie wag om jou te bederf nie, want jy verdien al die bederf in die wêreld. Onthou, jy is baie belangrik vir ons. Gelukkige Moedersdag. So enkel mamma, maak seker dat jy registreer op ons webblad om Vrydag jou geskenkie te kom haal. Uitreike soos hierdie en wonderlike ander projekte is ook op ons webblad beskikbaar en dis die rede hoekom Doxadeo se visie die moeite werd is om in te saai. Daar's verskeie maniere wat jy kan gee, maak seker dat jy deel is van wat die Here doen deur hierdie kampus in ons stad. Nou daar voor jou rekenaar of voor jou TV gaan ons lekker saam aanbid. Ons aanbiddingsspan het baie moeite gedoen hierdie week. Kom ons geniet hierdie 2 liedjies soos wat ons die Here verheerlik. We're creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. We're the old earth echoing His eminence. His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry, oh, then in one enraptured hymn of praise we'll sing Christ be magnified, oh, be lifted high. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. I won't bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. If I join you in your sufferings, then I'll join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing and my song will be the same.
my life. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified. Let His rays arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name still, call the sea to still, the rage in me to still every wave. At your name, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, breathe, call these bones to live, call these lungs to sing once again. I will praise Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus.
Jesus, you make the darkness tremble. And Jesus, you conquer fear. In die volgende paar minute met die bediening van 'n lied en direk daarna Lindy Strydom aan die woord, weet ek dat die Heilige Gees vandag hoop gaan inasem in jou binneste. Kom ons geniet elke oomblik daarvan en ons laat die Here toe om met ons harte te kom werk. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, yes, I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Ek wil begin met die stelling om te sê dat lockdown is vir my soos 'n sout beskuitjie.
Nou, as lockdown my nie so beperk het nie, want ek gou by die winkel verby gegaan en ek het nou 'n soutbeskuitjie gaan koop om vir jou hier een te hê, maar ek hoop as ek dit vir jou beskryf en verduidelik, dan weet jy presies waarvan ek praat. Dis daai soutbeskuitjie met die gaatjies. En jy smeer hom met bietjie botter of jy dalk 'n laagie bovrol wat jy gesmeer het en jy draai hom toe in 'n bietjie wakspapier of 'n klingrap en jy sit hom saam met die ander brood in die kosblik en dan deur die loop van vir die dag, jy het nou nie heeltemal verwag nie, maar dan begin hy so 'n bietjie druk en dan peel daai botter en bovrol of stroop en peanut butter of whatever jy gesit het so deur daai gaatjies. Lockdown is vir my so. Dis asof lockdown ons kom druk en dan die goedjies wat daar onder die surface is kom peel bietjie by die gaatjies uit. Ek weet nie van jou nie, ek weet nie wat peel op die oomblik daar by jou gaatjies uit nie. Maar kom ek vertel jou van my temas. Daar's 'n paar wat nou al in hierdie tyd so deur die gaatjies gekom het wat jy gedink het, ag niemand weet nie en is eintlik uitsorteer is daar onder die surface, maar loshande, die tema wat oor en oor die meeste na vore gekom het, is die tema van selfvertroue. Selfvertroue. Hoeveel jy dink jou vermoëns werd is. En is interessant, die oomblik toe daai permitte uitgedeel word en ons sien wie's nou die essential workers, toe begin het van, Lindy, jy's regtig nodig nie. Wat doen jy? Okay, jy speel 'n bietjie met woorde en jy praat en so af en toe probeer die mense moed inpraat, maar nou gaan jy skorrelgoed was en jy gaan wasgoed was. Watte bydrae kan jy maak? En as dinge verander en sê nie maar, jy verloor jou werk en jy moet iets anders gaan doen, wat het jy? Wat is daar wat jy kan doen? En is my belangrik om vir jou te sê dat hierdie tema wat nou weer na vore kom, eintlik al met 'n aanloop kom. En vir ons wat dink, daai goed wat ons onder beheer het, want ek druk hom na onder toe, die oomblik wat daar druk is, soos wat ons nou beleef in onnatuurlike omstandighede, gaan hy weer na vore kom as ons hom nie wortel en al uitroei en uitkry, dat daar nie meer so gemors is nie en dat ek nie meer onkant gevang word nie. Kom ek vertel jou van die aanloop van my selfvertroue of gebrek aan selfvertroue. So, direk na skool gaan speel ek in die goalie. Dit was my droom, my kleintyd droom. Nou is ek 'n aktrise, maar weet jy wat, ek het nie gekwalifiseer daarvoor nie. Daar's nêrens 'n graad wat vir drama speel wat iewers teen my muur hang nie. So, wat doen jy nou eintlik? Ek hoop ek kry dit reg as ek nou in Steven se oogies kyk. Dit lyk of ek verlief is, maar eintlik moet ek vir jou sê ek's nie opgelei daarvoor nie. Daarna begin ek werk vir 'n nuwensgewende organisasie, Help in 'n Hand, maar weet jy, ek het nie maatskaplike kwalifikasie wat my eintlik die lisensie gee om mense te mag help nie. So weer voel ek maar so 'n bietjie geïntimideer. Toe begin ek by Groot FM radiostasie en daarvan weet ek nog minder. En nou gaan ek gemeenskapsprojekte, waarvoor ek nie lisensie het nie, by 'n radiostasie aanpak waarmee ek nog nooit te doen gehad het nie. Oor en oor is dit die ding van wat kwalifiseer my? Wat maak my goed genoeg? En weer kom hierdie tema na vore. En nou moet ek vir jou sê, die Here het my al geantwoord. Dis nie die eerste keer wat ek kop uitsteek nie, en dis nie die eerste keer wat ek hom na die Here toe vat nie. Hy het my al gesê, as ek vir hom sê, Here, maar ek is in daai tyd by die goalie, ek is so jonk, ek wil my getuienis deel, maar wie gaan van my luister? Ek kom van P af, ek het 'n ou droompie gehad om in die goalie te speel, ek is te jonk, en ek word eendag wakker, en dan wil ek maar net altyd sê, dis nou nie asof ek gereeld wakker word, en dan kom skrifgedeeltes in my kop op nie, ek is 'n baie gewone disipel, maar ek word wakker met 1 Timoteus 4, en ek weet, dis Paulus se woorde vir Timoteus, maar die Here gebruik mos daai stories om in ons lewens te praat, en Paulus sê vir Timoteus, moenie dat mense op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir hulle 'n voorbeeld en leer hulle uit die woord. Ja, maar Here, wat gaan ek hulle leer? Ek kan hulle my storieetjie vertel van lank gelede toe ek my hartjie vir U gegee het, maar wat gaan ek hulle uit die woord leer? Wie kom antwoord hy my? Elke keer wat bekwaamheid en gebrek aan kwalifikasie of opleiding 'n issue is, antwoord hy my uit sy woord. Want hy is die een wat ons roep en hy is die een wat ons bekwam en hy is die een wat ons stuur. 1 Korintiërs 2, Paulus aan die woord wat sê, dit gaan nie oor jou geleerdheid en jou welsprekendheid en hoe vlot en oulik jy dink die gedagtes uitkom nie. Dit gaan oor sy gees wat in die harte van mense werk. Daag op, bring jou visies en jou broodjies so eenvoudig soos wat dit is. Dis waaroor dit gaan. So, oor en oor is bekwaamheid die plekkie waar ek vashak, wat ek dink, ek het nie selfvertroue nie, ek weet nie wat om te doen nie, en hy kom met sy woord ook, as ek vir jou kan gee, 1 Petrus 5 in die message vertaling, wat sê, He will promote you at the right time. Dit gaan nie oor jou nie, maar ja, so kom dit in hierdie tyd, want ons druk beleef, en hy kom stoot deur die gaatjies, en ek is oor en oor uitgedaag met hierdie tema. Nou kan ek so lag met uitdagings in hierdie tyd. As een mens my nou nog challenge om 'n eier te sluk of op my hande te staan en 'n hemp oor my kop te trek of 10
foto's van my kinders elke dag te post. Stop dit. Okay, lockdown is die challenge. Dis genoeg van 'n challenge. Ek het regtig nie nog uitdagings nodig nie, maar ja, ons kom daag ons uit. Kom ek sê vir jou hoe lockdown my uitdaag rondom die tema van selfvertroue. So ek is 'n ma. Hier kom dit nou, dis Moedersdag. Goed. Iets waarmee ek gedink het ek is goed is roetine en struktuur. So ek trek weg met 'n Rottenheimer van 'n roetine. Dit is net kort van wanneer ons 'n draaitjie moet loop. My seun Nico het vir hom 'n klok gaan aflaai op sy selfoon wat met lui wanneer dit pouse is. Hy was so bang hy gaan mis want mamma's baie ernstig oor hierdie ding. En teen dag 2 het mamma skielik 'n keelseer en sy voel nie lekker nie en my plan werk nie. En dit voel soos hoeveel ander jare se 2 Januarie en 3 Januarie, jy het soveel tyd spandeer, is gehighlight, dis in 'n Excel spreadsheet, dis 'n PDF formaat op die kinders se WhatsApp groepie by die huis gestuur en ons flop. En mamma voel soos 'n flop, want dis nou veronderstel om jou beste bydrae te wees. Jy kan struktuur handhaaf en roetine bepaal, maar nee, ek kry dit reg nie. Dan het ek eintlik nog nooit baie selfvertroue voor die stoof gehad nie. Ek is van daai as die kinders bid seën die hande, dan sê ek en maak dit lekker asseblief want hulle moet dit vanaand eet. En een aand so stil sonder dat ek weet, neem my man die kos af en so skelm op sy WhatsApp groepie wat hy het met sy universiteitspelle bespreek hulle. Kyk, my seuns is bietjie kleurblind, maar my man sê hy is ook nou self nie seker is hierdie kos grys of is dit bruin. Hy is self nie seker nie, so not my greatest moment en weer eens het ek maar nie selfvertroue voor die kospotte nie. As dit kom by my werk, ek is die projekorganiseerder van Groot FM. Ons het so 'n lekker dinamiese kreatiewe platform waar ons op nuwe maniere nood kan verlig en met mense kan hande vat en ek sit en wag vir daai aardskuddende projek of idee wat hierdie wêreldpandemie eens en vir altyd vir almal gaan oplos. En ek kom nie. Maar Here, gee dit is wat ek wil doen, is wat ek kan doen. So ek krimp letterlik stukkie vir stukkie weg. Ek is nie die ma wat ek gehoop het ek kan wees nie. Ek is nie die kok voor die stoof wat kan kos kook en is lekker nie. Ek voel selfs in die projekte maak ek geen bydrae nie. En hier is hoekom ek sê dat ons praat oor selfvertroue en onmiddellik het van die manne se ore afgeswitch van dis mos die girls, hulle sukkel met shape and size. Hierdie het dalk onder andere 'n bietjie te doen met shape and size. Maar selfvertroue gaan oor soveel meer. Ons word eintlik op elke terrein aangevat en uitgedaag. As ek dink aan geestelike, noem dit dan nou selfvertroue. En ons gaan nou kom by die self wat net bietjie uit die pad uit moet kom, maar geestelik is al mense wat sê as ek in daai ouens se gesprek is of in daai ouens se geselskap is, wil ek nie hardop bid nie. Want ek kan nie bid soos daai ouens nie. Ek het nie die vrymoedigheid om eintlik te wees wie ek is nie, want ek voel inferieur. Dit is nie 'n pink probleem of 'n blou probleem nie. Dis kinders van God wat geïntimideerd voel. En ek ken dit, hoor, ek was al daar. Ek fight hom seker maar elke dag wat ek kyk om my en dan so wil inkrimp, emosioneel. Miskien kyk jy wat op ander mense se statuses aangaan in Facebook en dit lyk vir jou emosioneel koop hulle so goed. Emosioneel voel ek met ander woorde so onseker want dit is nie hoe dit by my huis gaan nie. As ek dink aan die prentjies wat ons vir mekaar voorhou aan wat ek sien op Facebook, ma's en pa's hoe hulle kuier, hoe hulle so happy, dan dink ek het nie selfvertroue as 'n vrou nie, want ek verras nie my man met 'n romantiese ete nie, en ek het nie selfvertroue as 'n ma nie, want dit lyk net nie so by my huis nie. So, ons dink selfvertroue gaan oor hoe lyk dit aan die buitekant, maar ek dink wat hy doen aan ons binnekant is eintlik baie meer van 'n issue, maar hoor wat ek sê. Ek is nie seker van myself nie. Ek het nie selfvertroue as 'n ma nie. Ek. En dis asof ek Lindy hier aan die ore wil vat in lockdown. En sê Lindy, is dit nie dan nou die tyd om uiteindelik en finaal aan ek en self te sterf nie? Want wat maak dit saak hoeveel vertroue jy, Lindy, in jou vermoëns of wat jy dink jou talente en gawe is, het? Wat maak dit saak hoeveel vertroue ek as 'n gewone mensie in my vermoëns het? Nou sê ek weer eens, die jaar begin en ons het al hierdie eksamen geskryf, ons het al hierdie toetsie geskryf, maar ek moet dit weer hoor. 2020 begin vir my met Johannes 15 vers 5 wat sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, maar sonder my kan jy niks doen nie. Dis in hierdie tyd wat ek
druk ervaar, nie heeltemal so verwag nie, en daarom kom die gemors en dit peel deur die gaatjies, is in hierdie tyd wat ek die druk ervaar, wat ek sê ek wil finaal sterf aan myself, en wat ek van myself dink, my selfbeeld, my selfversekerdheid, of my gebrek aan selfvertroue, van die gedagte waarmee die Here my stop in lockdown, my so konfronteer, ek kan nie wegkyk nie, is hierdie. Laat nie vergeet van selfvertroue. En besef dat ek die God van die heelal, ja, ek sonder wie jy niks kan doen nie, jou vertrou vir 'n tyd soos hierdie. Wow! Hy vertrou ons vir 'n tyd soos hierdie. Hy vertrou dat dit wat hy reeds vir ons gegee het, hier in ons belê het, nodig is vir 'n tyd soos hierdie. Wat doen ons? My oog is daar, ek kan nie dit nie, ek sê goed met dat nie, en ons mis uit of dit wat die Here aan ons toevertrou het. Hy het sy wêreld aan ons toevertrou. Ons sien dit, ons sien hoe stikkend is dit, ons sien hoe word dit uitgedaag, en nog steeds dink ek iemand anders gaan vorentoe tree. Nee, jy is die een wat hy vertrou vir 'n tyd soos hierdie. Hy vertrou sy kinders aan my en jou. Sy kind Johan, of bynaam Sakkie, wat ek my man mag noem, sy kinders Paul, Hugo en Nina, wat hy aan my toevertrou. En ek het hierdie weer vir myself gaan neerskryf, en ek wil vir jou sê, dis iets wat ek vir myself hardop oor en oor sê. Lindy, die Here is nog meer besorg oor Paul, Hugo en Nina as wat jy is. Hoor jy dit? Hy is nog meer besorg. Hy sluimer of slaap nooit nie. Jy het ook een nag wat jy nie lekker slaap nie, want jy bekommer oor die kinders. Hy sluimer of slaap nooit nie. Hy het jou uitgekies. Jy was sy eerste en sy beste plan, en dit is hoekom jy die ma is. Ek is nie so uitgesorteer soos die ander ma's nie. Hulle planne werk van dag 1 af. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Hulle gaan maar vir ons die boek skryf. My planne werk nie uit, maar deur die Here se genade probeer ek maar weer, en op 'n manier per ongeluk, ek weet nie, strompel ek so half oor iets wat vir ons 5 mensies werk, en dan sê ek net, dankie Here. Hy kon soveel meer indrukwekkende, bekwame, begaafde mense gekies en gebruik het, maar tel net weer sy woord op en kyk, die gemiddeles, die gebrokenes, die gewilliges wat maar opdaag en sê, hier is ek, dis wie kwalifiseer en wat hy kies om deel te maak, en hy vertrou ons vir 'n tyd soos hierdie. Nou die oomblik wat ek sê 'n tyd soos hierdie, dan weet ek, jy hoor saam met my, Esther, want dis die woorde van haar oom Mordegai, daar in hoofstuk 4, as hy sê, wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin moes word. En nou is jy reg, as jy dit nog nie gedoen het nie, om my met daai papbak, of halwe beker koue koffie deur die lens te gaan, sê, regtig, gaan jy vir my op Moedersdag, met die beauty queen van die Bybel vergelyk, Esther, weet jy hoe lyk my hare, hè? My hairdresser sit in lockdown, weet jy hoe lyk my naels, van al die skorrel goed was, gaan jy regtig doen, en ek moet net sê, raak vir my rustig, ons is verseker nie in 'n beauty contest met koningin Esther nie, maar ons is nie in 'n kompetisie met enigiemand anders nie. Nie as ma nie as vrou nie. Waar gaan dit? Esther is deur die Here 'n sekere taak toevertrou vir 'n sekere tyd. Die Here het sekere bates en bronne en talente en gawes aan haar toevertrou vir daai taak wat hy aan haar toevertrou het om dit te kan voltooi. So ek en jy kan almekaar in die spieël kyk en ons sien die krake en ons sien die plooie en ons sien die tekorte, of ek sê ek kyk in my hande om te sien wat die Here aan my toevertrou het. En ek kyk in my hart en ek kyk na die dinge waarmee ek moet woeker. Sy moes woeker met haar skoonheid, dit was haar bate en dit was wat nodig was vir daai tyd om te kon intree vir haar volk en te pleit vir genade, maar daar's iets anders wat die Here aan my en jou toevertrou het. En weer eens, as ons kompetisie hou, beauty contests of allerlei kompetisies daar op Facebook en social media, ek lyk hier so en ek dink, gaan jy uitmis om te sien wat die Here hier in jou hart en in jou hande aan jou toevertrou het. Wat beteken dit om te woeker? Want Esther woeker en ek voel ek moet woeker. Okay, so ons gawes, ons bates en talente verskil, maar so ietsie uit my lewe. So ek woeker met woorde. Ek voel as ek werk met woorde, werk die Here met my. En dis van die beste tye wat ek met die Here spandeer, is skryf. Lockdown kom met druk en hy sit so 'n wolkombersie oor my kop. En dit voel of ek kan nie aan die gang kom nie, ek kan nie skryf nie, ek kan nie dink nie. Ek moet letterlik my tekkies aantrek en om my huis soos 'n mal mens begin hardloop en met myself praat. Ek wil vir jou sê, baie van dit wat ek nou met jou deel, het die Here vir my gegee terwyl ek daar om my huis beweeg. Willem sal kan vouch, want ek het vir hom so uitasem. Okay, Willem, is reg, ek sal vir Moedersdag preek, want toe is dit asof die gedagtes loskom. So wat moet ek doen om te woeker? Lindy weet sy moet beweeg. Nou asseblief, hier is nie 'n oproep om jou tekkies te gaan aantrek en te sê, okay Lindy, stop, pause daar, sê amen, ek gaan hardloop nie, want ons verskil. Dis nie 'n oproep om jou tekkies aan te trek nie, maar dit mag dalk 'n oproep wees om te begin beweeg. Weg van
Janie, jammer gehad, en Sani, sorry, ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie, ons raak stak, in ons koppe, en ons lewens by, ek kan nie, want ek sien, ek is nie so nie, en in hierdie kompetisie het ek laaste gekom, hou op om dit te doen. Dis tyd om te woeker en los te maak en te gaan uithaal wat die Here aan jou toevertrou het. Laaste gedagte, ek weet nie hoekom nie, maar hierdie week gaan draai ek weer by my vriend Thomas, en ek dink ons is heeltemal te hard op hom, ons is nog altyd te hard op hom, want Jesus is eintlik, hy werk so mooi met ou Thomas. Thomas sê, luister, ek twyfel. Miskien het hy nie baie vertroue nie, miskien is hy maar ook onseker. Miskien kan ons identifiseer. Ons het bekommernisse, ons is onseker en ons twyfel. En Thomas sê, ek het nodig om my vinger in te trek. En ek het nodig om my hand aan sy sy te druk. Dit is wat ek nodig het. En miskien is dit oukei. Miskien is dit oukei om te sê, ek gaan nie net iemand anders se woord oor Jesus, jou getuienis oor Jesus net aanvaar nie. Ek wil self sien. Nou interessant as jy Johannes 20 gaan kyk, ons weet nie of hy op die ou en sy vinger in Jesus se hand ingedruk het nie, want dit spring. Jesus staan skielik, dis in sy disippels, hy sê, Thomas kom. Hy nooi hom nader, bring daai vertwyfeling en kom voel vir jouself en kom steek jou hand, presies wat hy gesê het. En ek dink dis hoekom hy Jesus net onmiddellik herken. Hy weet wat my ten diepste begeerte en behoefte is en hy sê dit, en vertwyfelende Thomas gaan oor tot seker die kragtigste verklaringe in ons woord, van hy sê, my Here, my God. Ek dink ons moes nie die storie gestop het by vertwyfelende Thomas nie, want dit is nie eintlik sy storie nie, en dit is nie eintlik sy reputasie nie, ons is onregverdig, want hy het aanbeweeg. Van onseker en van twyfel tot by so sterk verklaring van eienaarskap. Hy wat sê ek is syne. Hy wat my op die naam geroep het en selfs weet hoeveel hare is op my kop. Hy sê ek is syne en hy is myne. En in hierdie tyd kan ons soos 'n Thomas kom en weet, hy gaan ons kom ontmoet en begroet. Daar waar ons met 'n vertwyfeling is en onseker en bekommer is, kom begroet hy ons met dieselfde woorde as vir sy disippels in daai oomblik. Vrede vir julle. Ek het betaal, die versoening, die vergifnis, die afstand, alles is afgereken. Daar's vrede tussen julle en God en ek bring vir julle daai vrede. As ek 'n praktiese wenk vir jou kan gee, as iets so in ons kop en ons harte vassit, dan laat dit ons oorweldig voel. Miskien moet jy in hierdie tyd, my vriendin het dit op 'n stadium vir my voorgestel, vir jou 'n boks kry. My ek vertrou die Here boks, want anders gaan ek heeltyd hier sê, maar ek twyfel en ek wonder en ek bekommer en ek moet dit uit my kop uitskryf, ek moet dit uit my hart uitkry en sê, ek los dit met 'n fisiese papiertjie daar in die Here se hande. Dit is ons los dit vir die Here boks. Ons vertrou die Here, want die Here vertrou ons. En wie weet, na lockdown gaan sit ons dalk met daai boks en ons maak hom oop en ons sê, onthou julle, ek het bekommer oor julle toekoms. Maar ek het gekies om Pauligonina se toekoms in die Here se hande toe te vertrou. Ek het bekommer oor ons finansies, maar ek het dit daar by die Here gelos. Ek het gewoeker, want ek is 'n medewerker, ek sit nie agteroor en kan nie wag om te sien wat hy gaan doen nie. Ek is heeltyd aan die woeker en aan die beweeg. Ek's nie stak nie en ek bly nie op een plek nie. Ek is gereed en gewillig om by hom aan te sluit in die werk waarmee hy besig is. Lindy, baie dankie. Dis so lekker om jou deel te hê van die Doxa familie, saam met jou gesin daar in ons Littleton kampus. En ons wil dan nou 'n bietjie ons aandag gee vir elke mamma wat vandag luister na hierdie uitsending. Ek gaan nou vir jou bid en dan wil ek vra, as ons klaar saam gebid het, wil julle nie as 'n gesinnetjie bymekaar kom rondom elke mamma, en miskien as jou mamma nie daar by jou is nie, bel haar, en kom ons doen wat ons elke jaar doen. Ons doen waardeer en ons doen begeer. Wat is dit wat jy waardeer van haar, en wat is dit wat jy begeer vir haar? Dan kan jy dit vir haar sê, of jy kan dit vir haar skryf, of jy kan dit vir haar bid. So kom ons kom so saam en ons gaan bietjie saam bid nou. Hemelse Vader, ons dankie vandag vir elke mamma en die groot geskenk wat hulle in u hande in ons lewe is. Here, ek weet, ek sou nie gewees het waar ek vandag is, as dit nie vir my ma was nie. En ons staan vandag saam met elke familie, naby en ver, wil ons die seën van die Here uitroep oor elke mamma. En ons dankie, Here, dat u genade spesiaal oor hulle is, vandag en in hierdie jaar wat kom, in Jesus naam, amen. Dat ek net laastens sê, ons gaan nie vandag 'n Zoom kuier hê na hierdie diens nie, en die hoofrede daarvoor is, ons wil tyd gee vir Moedersdag. Die Here seën jou, maak jou Sondag spesiaal.